Goeiemôre. Kom ons begin deur saam te bid. Grote God en almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie voorreg wat ons het om uit U woord te kan leer. O Here, baie dankie vir die boek Openbaring wat vir ons wys wat gaan gebeur aan die eindtyd. Maar Here, ons sê veral vir U dankie dat dit ons ook leer hoe om gereed te wees vir dit wat gaan kom. Dat ons sal gereed wees om U te ontmoet, dat U ons sal red uit die verdrukking. Ek vra hierdie dinge om Christus ontwil alleen. Amen. Ons kom vandag dan uiteindelik uit by Openbaring 19 en hierso gaan ons kyk, die tema is vandag die ruiter op die wit perd. Ek gaan redelik aandag aan hierdie gedeelte gee want dit is uiters belangrik, dit wys vir ons waaroor die hele Openbaring eintlik handel. En ek wil begin ver weg van Openbaring af. Ek wil vir u wys hoe die Here telkens sy volk gewaarsku het. Wat gaan gebeur as hulle wegdwaal van hom af? Kom ons kyk Sefanja 1 vers 15 tot 18. Daar word gepraat oor die dag van die Here, met ander woorde, dit is die wederkoms. Ons het al verlede keer geraak aan die wederkoms. Die dag is 'n dag van grimmigheid, 'n dag van benoudheid en angs, 'n dag van woestheid en verwoesting, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkenag, 'n dag van basuingeklank en krygsgeskreeu teen die versterkte stede en teen die hoë hoekvestings. En ek sal die mense in benoudheid bring, en hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle teen die Here gesondig het, en hulle bloed sal vergiet word soos stof, en hulle ingewande soos drek. Hulle silwer of goud sal nie in staat wees om hulle op die dag van die grimmigheid van die Here te red nie. Maar deur die vuur van sy ywer sal die hele aarde verteer word, want hy bring vernietiging, ja, 'n verskriklike oor die inwoners van die aarde. Hier is dit Israel wat gewaarsku word deur die profeet Sefanja. Maar hierdie boodskap gaan ook weier. Dit geld ook vir alle mense op aarde. So dit is nie net vir die Jood nie. Paulus het geskryf vir die Jood eers en dan vir die Griek. Met ander woorde, onder Griek het hy eintlik ingesluit al die heidene nasies. Maar so, dit gaan oor Israel en Israel wat vervolg gaan word. En hier sien, die woorde wat hier sien, is woorde wat ons reeds bespreek het, toe ons gepraat het oor die parskyp van die grimmigheid van God, wanneer die ongelowiges die oes wat wit op die land lê, met ander woorde, waar daar nie pitte gevorm is nie, dat daardie oes ingesamel gaan word en getrap gaan word, laat die bloed loop, dit is wat hier beskryf word. En Sefanja is nie die enigste plek waar dit voorkom nie. Van Jesaja tot by Maleagi vind ons soortgelyke oordele wat genoem word as ons wegbeweeg van God af. En as ons net rondkyk in die samelewing, dan sien ons hoe ver het die mensdom reeds van God af wegbeweeg. En elke dag vind die beweging verder en verder plaas. Wat gaan Israel se lot in hierdie tyd wees? Ek vra eers net vinnig om verskoning. Hier is 'n los konneksie iewers en die kamera kry ek net nie reg nie nou, so jy kry hierdie beeld wat so 'n bietjie spring. Verskoon dit asseblief. Die boodskap is egter belangrik genoeg dat dit moet uitgaan. In Sagaria 13 verse 8 tot 9 lees ons: En in die ganse land spreek die Here, 2/3 sal daarin uitgeroei word. Hier word van die land Israel gepraat. 2/3 daarin sal daarin uitgeroei word, sal sterwe, maar 1/3 daarin oorbly. Dan sal ek die 1/3 in die vuur bring, en hulle smelt soos 'n mens silwer smelt, en hulle toets soos 'n mens goud toets. Hulle sal my naam aanroep, en ek sal hulle verhoor. Ek sê, dit is my volk, en hulle sal sê, die Here my God. Met ander woorde, 2/3 van die Jode gaan sterf. 7 Oktober 2023 gaan lyk soos 'n Sondagskool piknik in vergelyking met wat gaan gebeur in die verdrukking.
Kan u indink hoe erg dit gaan wees? En 2/3 van die Jode gaan sterf. Op die oomblik is hulle nagenoeg 15 miljoen. Met ander woorde 10 miljoen Jode gaan sterf. Net 5 miljoen gaan oorbly. Wat 'n verskriklike ding is dit. En dit is met God se volk wat dit gebeur. Kan u dink ons van die heidene nasies af, ons die takke van die wilde olyf wat net ingeënt is op die makolyf, ons sal nie hierdie ding gespaar word nie. Met ander woorde, as jy God nou aanneem, dan is daar 'n wegraping, 'n hoop vir jou. Maar as jy God nie nou aanneem nie, gaan jy ook deur hierdie verskrikking. En dan sal jy ook op die ou end moet erken, die Here my God. Maar kom ons kyk hoe red God Israel. En dit kry ons in die Nuwe Testament. Romeine 11 vers 25 tot 26. En hierdie is 'n gedeelte wat weer eens vir ons daarop wys, dat die kerk nie Israel vervang het in God se raadsplan nie. Want dit begin met Paulus wat sê dat hy 'n Jood is, uit die stam van Benjamin, en hy noem op alles wat hy gedoen het, dat hy 'n fariseer is, dat hy sy werk behoorlik gedoen het. Maar dan het hy ook tot inkeer gekom en gesien, hy het eintlik 'n vreemde God gedien. Dit is nie die God wat hy gedink het wat hy dien nie, want hy het die Messias op daardie stadium verwerp. Op 'n later stadium het hy toe die Messias aanvaar, en toe kon hy hierdie woorde skryf. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het, en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom, en sal die goddelooshede van Jakob afwend. Die volheid van die heidene is die wegraping, want dan het die heidene hulle rol gespeel op aarde, en dinge verander, en dan fokus God op die Jode, en is dan wat hulle deur hierdie smeltkroes moet gaan, om gereinig te word, dat hulle reg is om God te ontmoet. Maar wat het dit met Openbaring te doen? Kom ons gaan na ons skets en ons kyk hoe lyk dit, waar trek ons nou in Openbaring? Ons het deur hierdie skets al 'n paar keer gegaan. Ek wil net vinnig u aandag vestig op die groen streep, so derde van onder af. Dis die Joodse volk. Hulle is versprei in 135 na Christus. U sien die groen verdwyn feitelik, en dan begin die groen weer, waar Israel saamkom, en dit is die inleiding tot die eindtyd. Ons het gesien dat ons deur alles beweeg, die seeloordele, die bassynoordele, en dan die skaaloordele. En dit bring ons dan by die gedeelte waaroor ons vandag gesels. En vandag gesels ons oor 'n baie klein stukkie van hierdie prentjie. Net daardie stukkie wat daar omsirkel is. Maar daar is verskriklik baie dinge in hierdie gedeelte wat ons moet weet. So, ons is deur al hierdie oordele. Die smeltkroes vir die Jode was daar. En nou sal ons sien wat gebeur. Ek wil net vinnig die aandag vestig, as ons in hierdie ovaal kyk, dan begin dit bo met die kerk, en dan is dit die wederkoms van Christus, en ons sal so in Openbaring deur hierdie gedeeltes gaan. Ons begin in die hemel. In die hemel het ons God wat sit op 'n troon. Voor hom is daar die 24 ouderlinge wat sit, en dan staan 'n skare van heiliges voor hom. Oral is daar engele, daar is die 4 lewende wesens, en almal eer God vir dit wat hy gedoen het, en dit wat hy besig is om te doen op daardie stadium. Dit is waar ons begin. Johannes beskryf dit vir ons in Openbaring as volg. En na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê: Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God, want sy oordeele is waaragtig en regverdig.
want hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery bederf het, en hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. En vir die tweede maal het hulle gesê, Halleluja, en haar rook gaan op tot in alle ewigheid. Ons het gelees in Openbaring 17 en 18 van Babylon wat val, die vals godsdienst wat eers val, en dan die vesting of die politieke mag van die Antichrist. En die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit en gesê, Amen, Halleluja, en 'n stem het uit die troon uitgegaan en gesê, Prys onse God al sy diensknegte, en julle wat hom vrees, klein en groot. Prys jy God genoeg vir dit wat hy vir jou doen? Dink net wat doen hy vir jou? Dink net wat het Jesus gekos het, dat jy gered kon word. Hy moes sy goddelike troon verlaat, en as nietige mens aarde toe kom, om terwille van ons oortredinge deurboor te word, dat sy bloed kon drup, sodat daar vir ons 'n verlossing van ons sondes kon kom. Wat 'n wonder het hy nie daar vir ons gedoen nie. Hy het uit die dood opgestaan, hy het die dood oorwin, en daardeur weet ons dat ons die ewige lewe kan kry, omdat ons met God versoen is deur die bloed van Jesus Christus. Kan jy daarvan getuig? Juig jy elke dag daaroor dat God jou hierdie genadegawe betoon het? En dis nie al nie. Sorg hy nie dat ek en jy elke dag ons daaglikse brood kry nie? Doen jy wat hy gesê het toe Jesus ons leer bid het? Vergeef jy jou skuldenaars, soos wat jy wil hê dat God jou ook moet vergewe? In hoeveel dinge bly ons nie gebreke nie? Jesus het gesê ons moet uitgaan en sy woord verkondig. Hoe dikwels verkondig jy sy woord? Ons het soveel om hom voor te eer, maar ons trek terug. Ons skuil agter sogenaamde skaamte. Ons skuil sogenaamd agter ons eie onvermoë. En in die Bybel word daar vir ons geskryf in Jakobus, dat as ons wysheid tekort kom, ons God kan bid daarvoor, dat hy ons sal help om hierdie dinge te doen. Eer God vir alles wat hy vir jou doen. Openbaring 19 vanaf vers 6 gaan voort. Johannes hoor weer die groot stem soos van 'n groot menigte, die geluid van baie waters en sterk donderslae, en dit gaan voort om die Here te loof. Halleluja, want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Met ander woorde, Jesus Christus aanvaar die koningskap, en daarom is daar lof vir Jesus Christus. Die profete het verklaar dat Jesus gaan heers oor die aarde. Maar het hy geheers toe hy gekom het die eerste keer? Die eerste keer het hy gekom as 'n redder, om te kom sterf vir ons, dat ons met hom kan wees. Maar daar's ook 'n tweede koms, die wederkoms van Jesus Christus. En met die wederkoms kom hy om te regeer, en dit is wat hier besing word. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaak, en daardie vrou is diegene wat Jesus Christus as hulle verlosser aanvaar, van die uitstorting van die Heilige Gees tot met die wegraping. So dit is die vrou wat haar gereed gemaak het. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy, dis die engel vir my, vir Johannes, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê, moenie, ek is 'n mededienstig van jou en van jou broeders,
wat die getuienis van Jesus het, aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. Ek het reeds gepraat, het jy of kan jy met oortuiging sê dat jy God gereeld aanbid, lof en prys vir dit wat hy doen? Wat is jy immers dat die groote God aan jou aandag gee? Maar hy het sy hand van genade ook na jou uitgestrek. En die groot vraag bly, het jy sy hand gevat? Is jy by hom? Het jy Jesus Christus persoonlik ontmoet? En met die persoonlike ontmoeting praat ek dat jy jou hart blootgestel het, dat jy alles in jou wese vir hom gegee het, dat jy alles in jou verlede aan hom bekend gemaak het waar jy oortree het, sodat hy jou daardie sonde kan vergewe. Want in sy genade vergewe hy jou, maak nie saak hoe groot jou sonde was nie. Lees 'n bietjie Jesaja 1 vers 18 en jy sal dit sien. Hier sien ons 'n kunstenaar se voorstelling van Jesus wat ry op die wit perd en agter hom kom die skare aan wat met die fyn wit klere gekleed is. En dit is die bruid van Christus. En die kunstenaar hier stel net mans voor, dit is nie enige iets oor homoseksualiteit nie, dit is 'n term wat gebruik word, want om gemeenskap met Jesus te hê, dit is 'n term wat ons ook gebruik, die oomblik as ons die nagmaal gebruik. As ons die wyn drink en die brood eet, het ons gemeenskap met die afsterwe van Christus, maar ook met sy opstanding uit die dood, sodat ons vergifnis van ons sonde kon kry. En dit is nie net mense wat hom volg nie, dit is ook engele, dit is 'n hele hemelse leerskare wat kom. En hulle kom nou na die aarde toe, om finaal dit wat sleg is op hierdie aarde uit te roei. Wat 'n wonderlike vooruitsig lê daar nie vir ons in hierdie gedeelte nie. Ons lees die woorde soos dit vir ons beskryf is. Toe het ek die hemel geopen gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was 'n vuurvlam en op sy hoof was baie krone. En hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en fyn linne, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard, om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid van God en die toorn van God die Almagtige. Ons gaan aan na vers 16 toe. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. So dit is eers met die wederkoms wat Jesus kom om die aarde oor te neem, om vir ewig hier te regeer. En ek het een engel sien staan in die son, en hy het met 'n groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg, kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die groote God, dat julle kan eet die vleis van konings en die vlees van owerstes oor 1000, en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit, en die vlees van almal, vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot. Met ander woorde, wat ons hier het, is dit wat ons al 'n paar bydraes teruggedoen het oor die parskyp van die grimmigheid van God. Dit is die wederkoms. Ons het 'n groot gedeeltes daarvan aangeraak, maar nou is ons by die punt waar hierdie dinge wel plaasvind. En daar het ons net 'n verwysing gekry
na die voëls. Hier word dit nou in meer detail beskryf. Maar wat ons sien is dat by God is daar geen aanneming van die persoon nie. Dit is konings wat geëet word. Dit is owerstes wat deur die voëls opgeëet word. Dit is mense uit alle vlakke van die samelewing. Maak nie saak hoe arm of hoe ryk hulle was nie. Buiten diegene wat Jesus Christus as hulle verlosser aanvaar het, slegs vir hulle is daar redding. Ons gaan aan na vers 19 toe. En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien. Met ander woorde, ons het nou wie uit die hemel uitkom. Dit is Jesus Christus as aanvoerder en saam met hom kom sy bruid wat 'n weermag basies is, as ook die engele van die hemel. Maar nou het ons dit wat vir hulle wag op aarde. En dit is ook iets wat ons in die afgelope paar hoofstukke al van gelees het, hoe hulle gereed gemaak word, hoe die bose geeste wat soos paddas lyk uit die monde van die vals profeet, die antichrist en Satan gekom het, om die konings te verlei, dat die konings sal kom om leer te maak, om oorlog te maak teen Jesus. En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien, om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit, en teen sy leer. En die dier is gevange geneem. Wie is die dier? Die dier is die antichrist. En saam met hom die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swaal brand. Hierdie, die twee van die sataniese drieheid, word met ander woorde gevange geneem, en hulle word in die hel gewerp, want dis die vuurpoel waarvan gepraat word. So, as iemand vir jou probeer vertel, daar is nie iets soos die hel nie, dan lieg die persoon vir jou, want die persoon wil jou ook daar saam met hulle hê, dat jy saam met hulle moet swaar kry. Jy moet wegbeweeg en nie deel hê aan sulke dinge nie. En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit, en al die voëls is versadig van hulle vlees. So die mense word doodgemaak, en daar's nie eers tyd vir begrafenis nie, hulle word deur die voëls opgevreet. As ons dan kyk op ons kaart, dan sien ons dit wat ons net nou gesien het, en ons sien hierdie enkele dag waarop ons gekonsentreer het. Om dit saam te vat, werk ons van bo na onder. Uit die hemel uit, kom Jesus Christus met sy leer. En hierdie leer kom, en die leer gaan nie eers veg nie, want is deur Jesus Christus en die swaard wat uit sy mond gaan, die woord van God, die tweesnydende swaard, word die mensdom vernietig, diegene wat nog oor is op die aarde. En en dan kry ons dat die dier gevang word, die dier en die vals profeet, en hulle word nou hier heel onder in die poel van vuur, in die hel gewerp. So hulle word heeltemal verwyder uit die hele situasie uit. En dit is die toestand waar ons dan is by Openbaring 19. Volgende week gaan ons dan aan en ons gaan kyk wat gebeur met Openbaring 20, 21 en 22 en dis nog 3 sessies wat ons gaan hê, dan is ons klaar met die boek Openbaring. Maar wat veral hier belangrik is daar's 'n keuse vir jou. Of jy in die hemel wil wees en of jy in die hel wil wees. Daar's niks tussenin nie. Jy kan nie byna bewoë Christen wees nie. Dit beteken jy gaan hel toe. Jy moet volkome Christen wees.
As jy nie volkome Christen is nie, gaan jy in die hel beland. Vra God om jou te deursoek, soos Dawid dit gestel het, deursoek my hart en my niere, en wys vir my wat is verkeerd in my lewe, dat dit reggemaak kan word. Het jy die stadium al bereik waar jy dit gedoen het? So, ons volstaan vandag met hierdie gedeelte, maar ons kom by die belangrikste 3 lesse dit wat oorbly, waarmee ons hierdie reeks gaan afsluit. En ek hoop dat u na daardie 3 sal luister, om u 'n volledige beeld te gee van dit wat God beplan in die eindtyd. Kom ons sluit af met gebed. Hemelvader, ons het vandag in Openbaring weer dinge gelees wat vir ons verskriklik klink. Maar Here, ons kyk met 'n menslike perspektief. As ons dit vergelyk met die hemelse perspektief, sien ons dat in die hemel word daar gejuig oor u regverdigheid, dat u uiteindelik optree teen diegene wat sleg is en verkeerd doen. Here, gee u ons die insig, dat ons sal verstaan waarom hierdie dinge moet gebeur, dat ons lewe volkome aan u moet gee. Here, help ons dat ons nie ons rykdom op die aarde versamel nie, maar dat ons rykdom in die hemel sal versamel, dat ons u werke sal doen, dat ons die opdragte wat u aan ons gee sal uitvoer. Help u ons, Here, gee u ons die krag dat ons dit kan doen. Gaan met ons deur hierdie week wat voorlê, behoed en bewaar ons, en lei u ons, maar gee veral dat ons u stem sal hoor, en sal volg dit wat u vir ons sê. Ek vra hierdie dinge om Christus ontwil alleen. Amen.